Ons sê baie welkom aan elkeen wat vanmôre inskakel by die erediens hier uit die NG Kerk Barberton. Mag dit 'n geseënde geleentheid wees. Ons het voor die tyd geluister na die lied van Jan de Wet, kyk na die lam. En vandag lees ons uit Genesis hoofstuk 22, vir die wat dit so lank wil opsoek, waar daar ook 'n lam voorsien word. Ons wil graag begin met die afkondigings en ek wil graag vir Magdal geleentheid gee om net vir ons dit te lees, asseblief Magdal. Goeiemôre almal. Kom ons begin sommer dadelik. Op die kerkraadvergadering wat verlede maandag aand plaasgevind het, is Linda Kreur beroep op die kerkraad in die hoedanigheid van koördineerder, omgee of ook klein groepe. Daar is steeds 2 vakante poste op die kerkraad wat dringend gevul moet word. Dit is in die hoedanigheid van onderlinge sorg en finansies. Ons versoek asseblief u voorbeding dat die regte mense na vore sal kom om hierdie posisies te vul. Indien u dit oorweeg om u self beskikbaar te stel, maar onseker is oor wat dit behels, tree gerus met Dominee Pieter, Christian of enige gemeenteverteenwoordiger in verbinding. Daar sal Dinsdag aand om 6 uur gemeente-intersessie by die kerk wees. Christian doen 'n beroep op die gemeente om te kom deel in hierdie belangrike aksie. Elkeen bid in stilte vir die aksie of persone wat deur die Heilige Gees op hulle hart geplaas word. Kontak asseblief enige een van ons gemeenteverteenwoordigers indien u enige vrae of bekommernisse het of enige voorstelle. Dit is ook baie welkom. Die gemeenteverteenwoordigers is Lenet Janse van Vuren, Pieter Estreisen en De Wet van Eden. Die Kansa Kliniek vind TV plaas op Dinsdag 2 Maart. Kontak asseblief vir Christel om 'n afspraak te maak. U word ook uitgenooi om eerskomende Vrydag aand om 5 uur die byeenkoms vir die Wêreldbiddag vir vroue in ons kerk by te woon. Almal is welkom, ook die manne. En dan wil Sonja asseblief almal bedank wat Vrydag aand betrokke was by die koekversierkompetisie en al die manne wat so braaf was om deel te neem aan die versiering. Dit was regtig 'n baie lekker byeenkoms. Ons het baie pret gehad en gaan kyk gerus op ons Facebookblad, die gemeente se Facebookblad, na die foto's daarvan. Ons wil asseblief almal vra om voorbeding te doen vir ons mense wat siek is op ons gebedslys. Die name verskyn op ons nuusbrief. Hierdie week se verjaarsdag, ons wil vir julle sê baie geluk. Mag u die teenwoordigheid van die Heilige Gees elke dag van die jaar in u lewe ervaar. Op die eerste verjaar Elise Church, Hester Durant, Michaela Jooste, Ernel Koch. Op die tweede Jan Nel, Christine Venter, Zelda Venter. Op die vierde Flip Stroebel, Johanay Janse van Vuren en Wiek Mills. Op die 6de verjaar Maxine Boysen, Jean-Pierre Grobler en Drina Vermaak. Baie geluk julle, mag julle 'n baie lekker dag hê. Dominee Pieter gaan nou vir ons die kers aansteek vir julle, terwyl ons julle hartlik geluk wens. Baie dankie Magdal. Ek het nog die naam van Suzette Tron op die 3de Maart. Ek weet nie of dit net 'n tikfout is nie, maar ek wil dit sommer net ook noem en vir haar sê baie geluk. Vanoggend bid ons vir ons sendelinge. Ek wil daarom net sê dat Ken en Corinne Brown wat nou hier in Barberton woon, hulle het ook deelgeneem aan die koekversiering kompetisie en Ken het nogal gewen, so ons sê vir Ken ook baie geluk daarmee. Kom ons buig ons hoofde saam in gebed. Ons Hemelse Vader, U het alles geskape
en saam met die geluide uit die natuur wat ons hoor, loof en prys ons U, dat U ons ook gemaak het, en dat U ons kinders van God gemaak het. Ons dankie dat ons vanmôre ook aan voorbidding doen vir ons sendelinge, en ons kom dra aan U op vir Willem en Helene Kelber, wat met die Jesus film besig is, en dankie ook vir die selfoon applikasie wat ons kan, of die toepassing wat ons kan aflaai, Heer, om meer van hulle werk te leer. Ons bid, Here, dat U vir hulle krag en energie sal gee, maar ook die nodige fondse en geleenthede om hulle groot werk met die Jesus film te doen. En dan bid ons ook vir Jackson en Susa hier in Njindini Trust en sy gemeente. Dankie, Here, vir hulle gesondheid en hulle werksywer. En ons bid, Here, dat hulle ook die evangelie in hulle omgewing sal uitdra. Tot eer van U naam. Amen. Van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, genade en barmhartigheid en vrede vir julle. Ons sing saam met die kleuters 'n lied, as hy weer kom haal hy sy kinders, al sy kinders wat in hom glo. En weet julle, liewe kinders, dit gaan vanmôre in die skrifgedeelte ook oor hoe 'n mens glo. En mamma en pappa sal vir julle mooi kan vertel na die diens hoe ons uit Abraham se lewe kan leer hoe om te glo. Kom ons sing as hy weer kom 2 keer. As hy weer kom haal hy sy kinders, al sy kinders wat in hom glo, om by hom te wees. Ja, ons wag op die Here, en ons sing tot sy ere. Ja, hy kom weer verseker, om ons te kom haal. As hy weer kom haal hy sy kinders, al sy kinders wat in hom glo, om by hom te wees. Ja, ons wag op die Here, en ons sing tot sy ere. Ja, hy kom weer verseker, om ons te kom haal. Dis dan wonderlik om te weet, liewe kinders, dat Jesus ons kom haal, en dat hy ook kindertjies kom haal. En ons gaan verseker bly wees die dag as die Here weer op die wolke kom. Kom ons sing as 'n loflied, Psalm 146, prys die Here, loof en prys hom. Prys die Here, loof en prys hom, ek wil God se lof besing. Hy is magtig, loof en prys hom, ek wil God my loflied bring. En solank ek leef hom eer, loof hy groot en troue Heer. Hy is goed, die God van Jakob, vestig ook op hom jou hoop. Hulpeloses rig hy weer op, blinde oë maak hy oop. Hy wat als geskape het, hy alleen sal jou kan red. Dink so 'n bietjie en sê vir mekaar as jy wil, was daar al 'n keer in jou lewe dat die Here jou weer opgetel het, toe dit gevoel het of die lewe jou plat geslaan het? En dit gee 'n mens sommer weer die hoop en die vertroue dat wat ook al in die toekoms gebeur, die Here sal ons optel, hy sal ons lei, hy sal ons ondersteun en ons die krag gee. Vanmôre lees ons uit Genesis hoofstuk 22. Blaai gerus saam met my soontoe.
Genesis hoofstuk 22 en dit gaan oor die verhaal waar Abraham opdrag kry om sy seun Isak te offer. Wat 'n vreemde opdrag wat hy kry, 'n vreemde gebeurtenis waaruit die Here vir ons werklik iets oor sy liefde en genade wil leer. Ons lees saam vanaf vers 1. 'n Ruk na die vorige gebeurtenisse het God Abraham op die proef gestel en vir hom gesê: Abraham, en hy het geantwoord: Hier is ek. God het vir hom gesê: Vat jou seun, jou enigste seun, Isak, wat jy liefhet, en gaan na die landstreek Moria toe en offer jou seun as 'n brandoffer daar op een van die berge wat ek vir jou sal aanwys. Vroeg die volgende môre het Abraham 'n donkie opgesaag en hout gekap vir die brandoffer. Hy het 2 slawe saamgevat en ook sy seun Isak. Toe het hy vertrek na die plek toe wat God vir hom aangewys het. Op die 3de dag het Abraham die plek uit die verte gesien. Toe sê hy vir sy slawe: Wag hier met die donkie. Ek en die seun gaan daar aanbid. Dan kom ons terug na julle toe. Abraham het die hout vir die brandoffer op sy seun Isak se rug getel en self 'n vuur en mes saamgevat. Verskoning. Terwyl hulle 2 so saamloop, sê Isak vir sy pa: Pa? En Abraham antwoord: Ja, my seun. Toe vra Isak: Hier is vuur en hout, maar waar is die lam om te offer? Abraham het geantwoord: My seun, God sal sy eie offerlam voorsien. Daarna het hulle 2 saam verder gestap. Toe hulle aankom by die plek wat God vir Abraham aangewys het Abraham daar 'n altaar gebou. Hy het die hout reggesit en sy seun Isak vasgebind en op die altaar neergesit bo op die hout. Net toe Abraham die mes vat om sy seun te slag, roep die engel van die Here uit die hemel na hom: Abraham, Abraham. Hy het geantwoord: Hier is ek. Toe sê God: Los jou seun, moenie iets aan hom doen nie. Nou weet ek dat jy my dien. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun, aan my te offer nie. Toe Abraham weer kyk, sien hy agter hom 'n skaapram wat aan sy horings in 'n bos vasgevang is. Hy het die ram gaan vat en hom in die plek van sy seun as brandoffer geoffer. Toe noem Abraham die plek die Here voorsien. Daar word nou nog gesê: Op die berg van die Here word voorsien. Die engel van die Here het weer uit die hemel na Abraham geroep en gesê: Dit is ek, die Here wat praat. Ek lê 'n eed af by myself, dat ek jou baie sal seën oor wat jy gedoen het. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun, aan my te offer nie. Ek sal jou vrugbaar maak en jou nageslag so baie maak soos die sterre aan die hemel en soos die sand van die see. Jou nageslag sal die stede van sy vyande besit neem. In jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën wees, want jy het my gehoorsaam. Daarna is Abraham terug tot by sy slawe en hulle het almal saam na Berseba toe gegaan. Abraham het daar gewoon. Tot sover ons skriflesing. Luister 'n bietjie na hierdie verhaaltjie. Kinders, 'n varkie en 'n hen loop een keer by die kerk se kennisgewingbord verby en hulle sien daar word 'n bazaar adverteer. En die kennisgewing vra bydraes vir die bazaar, vir die ontbyt, spek en eiers. En die hen sê: Kom ons ondersteun die bazaar, ek sal 12 eiers gee. En die varkie sê: Ek sal myself gee. In hierdie verhaaltjie
gaan ons ook in die skriflesing en in die boodskap vandag sien hoe dit van toepassing is in ons geloof. Genesis 22 vertel vir ons van geloof wat alles gee. God het vir Abraham gekies om die begin te wees van die kerk, waarvan ek en jy vandag ook deel is. En hy neem Abraham op 'n geloofsreis, en op hierdie geloofsreis toets hy hom op verskeie maniere om hom voor te berei vir sy rol as die vader van alle gelowiges. Aan die begin van die geloofsreis verwag God van Abraham om sy verlede prys te gee, deur weg te trek van sy land, van sy familie, van sy besittings, van alles wat vir hom kosbaar is en wat vir hom sekerheid in die lewe gegee het. En God motiveer Abraham om dit te doen deur 'n belofte dat hy 'n toekoms tegemoet gaan, waar hy 'n ontelbare groot nageslag gaan hê. Nou tydens hierdie geloofsreis het Abraham soms getwyfel of God sy belofte sal nakom. Hy het dit selfs 2 keer nodig geag om God te probeer help om hierdie belofte na te kom deur voor te gee dat Sara, sy vrou Sara, sy suster is, omdat magtige konings haar as vrou wou neem. Uiteindelik het Abraham en Sara so oud geword dat dit menslik onmoontlik was om kinders te hê. Maar uiteindelik het dit gebeur op grond van die belofte van God. Daar 3 reisigers by Abraham gekom. God het so aan Abraham verskyn en hy het vir Abraham gesê, oor 'n jaar sal jou seun gebore word. En dit het so gebeur. Isak is gebore en daarna was Abraham oortuig dat hy wel 'n ontelbare groot nageslag gaan hê. Ja, op grond van daardie belofte het Abraham sy verlede aan God weggegee. Maar nou vra God vir Abraham om ook sy toekoms aan hom weg te gee. Om sy enigste seun aan God weg te gee. Mens kan jouself nie voorstel hoe Abraham oor hierdie versoek gedink het nie. Dit was 'n algemene praktyk in die heidenlande dat 'n seun aan 'n afgod geoffer word. En Genesis 22 gee vir ons geen inligting oor wat in Abraham se gedagtes gebeur het nie. Daar staan nie dat hy met God geredeneer het nie. Inteendeel, daar staan vroeg die volgende môre het Abraham tot gehoorsame aksie oorgegaan en alles reg gekry en op die reis vertrek. En wat meer is, hierdie reis duur 3 dae lank. 3 dae waarin Abraham geleentheid gehad het om oor hierdie versoek, hierdie opdrag te dink en met God te redeneer daaroor, met God te onderhandel. En ons lees nie dat Abraham met God onderhandel nie. Wat eintlik vreemd is, want as jy dink, hoe het Abraham met God onderhandel oor die lot van Sodom en Gomorra, toe God vir hom gesê het, hy gaan die 2 stede verwoes. Dan sou 'n mens tog dink, dat Abraham met God sou onderhandel oor die lewe of die lot van sy eie seun, sy enigste seun. En dit laat 'n mens wonder, waaruit bestaan Abraham se geloof, dat hy stilswyend voortgaan om God se opdrag uit te voer? Die antwoord op hierdie vraag word gegee deur die 2 prominente gebeure in hierdie verhaal wat ons gelees het. Die eerste van hierdie 2 gebeure kom voor in die gesprek, die enkele gesprek wat tussen seun en pa plaasvind. Isak vra die logiese vraag, waar is die lam? Pa, ons het alles
wat nodig is om vuur te maak. En die doel van ons reis is tog om te gaan offer. Waar is die offerlam? Abraham se antwoord is, God sal sy eie offerlam voorsien. God sal voorsien. God sal voorsien. Wat is die sleutelbegrip van geloof wat jy in Abraham se antwoord raak hoor? Wat sal jy sê? Wat hoor jy in Abraham se antwoord? Wat vir jou iets sê van die kernbestanddeel van geloof wat alles gee? Ja, geloof wat alles gee gaan in die eerste plek oor vertroue. Abraham antwoord Isak se vraag oor die offerlam met die woorde, God sal voorsien. Abraham sê, God sal sy eie offerlam voorsien. Sy eie offerlam. Sy eie offerlam. Abraham maak onwetend 'n profetiese uitspraak wat ook jou en my lot bepaal. In Jesus Christus het God sy eie offerlam voorsien om in die plek van die hele mensdom te sterf, om in jou en my plek te sterf. God sal voorsien. God sal sy eie offerlam voorsien. Geloof wat alles gee, gaan oor volkome vertroue op God se voorsiening, op God se trou. Die tweede gebeurtenis wat ons vraag oor Abraham se geloof beantwoord, kom voor in God se uitspraak in vers 12 en vers 18. In vers 12 keer God vir Abraham om die offer te bring en verklaar, nou weet ek dat jy my dien. En in vers 18 bevestig God weer sy belofte aan Abraham vir 'n groot nageslag met die motivering, want jy het my gehoorsaam. Geloof wat alles gee gaan in die eerste plek oor volkome vertroue in wat God beloof het en in wat hy doen. Maar daarmee saam bestaan geloof daaruit om God te dien met gehoorsaamheid. Abraham het dadelik tot aksie oorgegaan. Selfs tydens die 3 dae van reis na die bestemming wyk hy nie af van die opdrag nie. Onderhandel hy nie met God nie. Abraham huiwer nie. Hy is selfs bereid om sy toekoms aan God weg te gee. Jakobus hoofstuk 2 sê dat Abraham se geloof volkome geword het deurdat dit met dade bewys is. Jesus het gesê, dra vrugte wat by julle bekering pas en julle Vader in die hemel word verheerlik deurdat julle vrugte dra. Geloof wat alles gee, is geloof wat jou verlede en jou toekoms aan God weggee. In geloof het Abraham sy verlede aan God weggegee deur weg te trek van sy familie en al sy besittings, van sy land, alles wat aan hom sekerheid gegee het. En hy het sy toekoms aan God weggegee deur die bereidheid om sy seun, sy enigste seun, te offer. En ek en jy, in geloof gee ek en jy ons verlede aan God weg, deur vir hom te vra, vergewe my.
En met die bloed van Jesus Christus vee God alles in jou verlede weg. En hy kanselleer alles wat jou diskwalifiseer vir die ewige lewe. In geloof gee jy en ek ook ons toekoms aan God deur vir hom te vra, verander my. Ek en jy moet God vertrou om ons te maak wat ons nie self kan word nie. Romeine 12 vers 2 sê, gee jouself aan God as 'n offer wat vir hom aanneemlik is. Geloof wat alles gee, kry die stempel van God se goedkeuring wanneer jy hom vertrou, hom volkome vertrou en wanneer jy hom in gehoorsaamheid dien. Jou en my geloof moet nie bloot voldoen aan menslike standaarde nie. Gewone menslike standaarde vir geloof gaan oor dinge wat jy moet doen en wat jy nie moet doen nie. Maar ons geloof moet voldoen aan die standaarde wat vir God aanneemlik is. En dit gaan oor die volkome weggee van jou verlede en van jou toekoms aan God. Aan die lewende God wat jou en my in Jesus Christus gered het. In Jesus Christus hom oor ons ontferm het, soos Romeine 12 vers 1 sê. Maar kom ons kyk weer mooi na die woorde van God in Genesis 22 vers 2. God het vir hom gesê, vat jou seun, jou enigste seun, Isak, wat jy lief het. Herken jy die woorde? Dit is hoe God oor sy eie seun Jesus gepraat het. Jesus is God se seun. Jesus is God se enigste seun wat hy lief het. In Johannes 3 vers 16 staan, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het. En in Matteus 3 vers 17 staan daar, dat God verklaar, dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. In Genesis 22 voorsien God 'n ram in die plek van Abraham se seun. Die offerlam wat God in jou en my plek voorsien het, is sy eie seun, sy enigste seun, sy geliefde seun. Dit is hoe lief God jou en my het. Dit is wat hy gedoen het, om vir jou en my die ewige lewe te gee. Ek en jy kan God se liefde slegs beantwoord met geloof wat alles gee. Vertrou God met jou verlede en met jou toekoms. Gee dit aan hom weg. Dien God met gehoorsaamheid deur sy wil te soek in elke aspek van jou lewe. Jou werk, jou huwelik, jou verhouding met jou kinders, jou sport, ontspanning, jou gewoontes, jou stokperdjies. Jesus se lyding het dit vir jou en my moontlik gemaak om so ons verlede en ons toekoms aan God weg te gee, deur geloof wat alles gee. Amen. Ons slotlied is, voel jy soms of die Here te ver is? En wanneer ons nou saam bid, nooi ek jou om te dink aan tye wat dit vir jou gevoel het of die Here ver van jou af is. En dan vir die Here te sê, Here, nou weet ek, dit was nooit so dat U ver van my af was nie. Want U is getrou, U is altyd by my. Kom ons bid saam. Almagtige God, U is alomteenwoordig, U is alwetend.
U is ewig. U is liefdevol. U is getrou. Ons dank U dat ons ook in hierdie verhaal van Abraham in Genesis 22 kan leer ken dat U getrou is. Dat dit vir ons bevestig is. Dat U 'n offerlam voorsien het in my plek, sodat ek ook die ewige lewe kan hê. Ek dank U daarvoor, Here. En dankie dat U vir ons, vir U kerk, deur die eeue telkens opgetel het. Telkens weer op die regte pad geplaas het, wanneer ons gedwaal het. Dankie dat ons dit ook van ons eie lewe kan sê. U is getrou. Ons het U lief, Here. Aan U kom toe die lof en die dank en die aanbidding van ons harte. O Here, ons bid dat in ons land gelowiges weer toegewyd sal lewe. Dat gelowiges geloofwaardige geloof sal hê. Geloof wat nie uitsonderings maak nie, maar wat volkome aan U oorgegee is. En gee, Here, dat ons as gelowiges hoop kan versprei in 'n land waar daar so min hoop is. Gebruik ons, Here Jesus, tot eer van die naam. Amen. Kom ons sing die slotlied. Voel jy soms of die Here te ver is? Voel jy soms of die Here te ver is? Twyfel jy soms aan God se bestaan? Jy moet glo dat die Heer met jou saamloop, dat sy Gees oral met jou sal gaan. Jesus sê, hy kom weer, hy kom uit die hemel neer, met pasuin en geskaal, kom hy al sy mense haal. Deur sy woord weet ons Jesus gaan terugkeer, na ons wêreld met alles daarin. Wat gebreek is, sal Jesus kom heel maak. Deur sy woord weet ons alles maak sin. Hoor hoe sag waai die wind, kyk die glimlach van 'n kind. Maak jou los van die kwaad, dis jou Skepper wat hier praat. Voel jy soms of die Here te ver is? Twyfel jy soms aan God se bestaan? Jy moet glo dat die Heer met jou saamloop, dat sy Gees oral met jou sal gaan. Na die seën luister ons na 'n lied wat een van die jong mense my gestuur het met die naam In God We Trust. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees en bly. Amen.